Ons pleit die bloed van Jesus oor ons vanoggend. Dankie vir u genade. Heilige Gees, u is ons leermeester alleen en ons onderwerp ons aan u. Vir alles wat u vir ons wil gee in die tyd en seisoen. Ons bid vir vars manna, dat ons harte gereed is om die woord te ontvang. Ons bid dit in die kragtige naam van Yeshua Mashiach. Thank you, Lord. Amen. Amen. Terwyl ons hier, ek wil 'n paar goed vra. Het julle al gehoor, baie keer noem ouens hulle gemeente. Dan sê hulle, die moedergemeente. Ja. Het julle al gewonder hoekom? En is dit reg om dit so te noem? En kyk, ons op. Maar het julle al gehoor van dit? Die moedergemeente. Okay, het julle al gehoor van die moederstad? Ja. Nou, ek loop nou weer en ek kom by my op en ek vra, het julle al gewonder hoekom noem hulle daai gemeente 'n moedergemeente? Is dit nou Moeder Maria of het nou iets met 'n ander moeder? En nou moet dit so wees of is daar iets? Is daar 'n ander naam? Toe nou kom ons, ek wil vir julle ons begin by Matteus 16. Onthou, hierdie gaan oorsig. Onthou, verlede week het ons baie met die tribes waartoe ons beweeg en maar ek het net gevoel ek moet net iets neersit vir oggend wat weer gaan terugkom na, ek wil amper sê na 'n kleed toe, maar dit het baie met, kom ons, ek wil nie die ding vooruitloop nie, kom ons gaan na Matthew 16. Nou, by Matthew 16 gebeur daar iets. Ek het miskien al oor dit bedien, maar as jy in Israel was, wie van julle was al by, Werner, jy was al daar by, daar's 'n plek wat hulle noem, in die voet van Mount Hermon, Caesarea Philippi, nee. Nou, in daai plek, net kort agtergrond, het hulle in hulle noem dit Griekse mitologie, maar die Griekse mitologie is eintlik gods, is gode. Jy wou iets van gode gesê het. Onthou jy weer? Ja, ek sal miskien volgende keer voorbereiding. Alright, dan sal jy 'n bietjie iets oor gode praat. Want baie van ons besef nie dat gode is gevalle engele. En hulle het mag en hulle het autoriteit. They are in the council. Hulle sit in die raad, in die tweede hemel. Nou in daai Griekse mitologie is daar by Caesarea Philippi, is daar, ons gaan nog gaan na hekke en poorte, gates, hekke, en dan gaan ons na deure toe, gates and doors. Nou, toe Jakob met Jakob met God geworstel het, toe is die plek waar hy geworstel het, word genoem Bethel. En toe word daar gesê, maar the gate of heaven, is ek reg as julle dit sê, the gate of heaven is in this place. So, dit is hoekom die stamme wat noorde toe getrek het in Bethel en in Dan, Bethel, het hulle altaar gaan bou, want hulle het gesien daar's 'n open portal. Wat is 'n open portal? Oop hemel. Wat is 'n ander naam vir 'n portal in Afrikaans? Okay, maar 'n portal is 'n ingangsportaal. Ja, 'n portal, 'n P-O-R-T-A-L. Kyk gou 'n bietjie, Werner, wat is 'n portal in Afrikaans? Portal in Afrikaans. Dit gaan interessant wees. Wat sê jy, Dirk? Ek sal maar skole. Okay, hoekom het 'n portal belangrik is dan? Jy create 'n portal. Hulle sê maar portaal.
portal, is 'n portaal. Amper 'n Stargate is 'n landing strip. Toe ons altare gedoen het, ons gaan terug. As jy by jou huis of by 'n plek 'n gebedsaltaar bou en jy's elke dag daar op jou knieë, dan gebeur wat by Bethel gebeur het. So engele gaan op en af. Jy maak 'n landing strip. Engele kom nie net enige plek in nie, hulle kom in portals in. Dieselfde beginsel is met vliegtye. Vliegtye land nie net sommer hier in Deef Malherbe nie. Hulle het 'n designated place. Nou 'n portal is 'n landing strip waar hulle afgaan en waar hulle opgaan. So jy kan 'n portal create by jou huis. Jy kan een hier create. Gemeente is veronderstel om dit te wees. Okay, nou in daai gaan ons terug na die hekke toe. The gate of heaven is at this place. Dis waar hy geresel het. Toe word Jakob se naam verander. Nou in die teenoorgestelde kant is daar 'n ander gate. Hulle noem dit the gate of hell. En ons lees dit in Matteus 16 waar hy sê, when Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, he asked his disciples saying, who do the men say I am? Dan vra hy, wie sê die mense is ek? En dan sê sommige, hy vat hulle na die plek toe waar die meeste vrees, fear, panic in die aarde is. En dis by die gates of hell wat daar was. Nou, by die gates of hell is daar iets wat hulle genoem het 'n pan god. Het julle al van dit gehoor? Kom ek wys gou vir julle hoe dit gelyk, pan god. Sien julle hierdie pan god was eintlik, alright, nou gaan ons terug in. Hy's eintlik half bok, half mens. Hulle het hybrids gemaak. Okay. So wat gebeur? Sien julle waar kom die woord panfluit vandaan? Panfluit. So wat daai bok gedoen het, of daai halfmens gedoen het, hy het op daai fluit gespeel, en dan kom, hulle het gesê, dan kom die nimfe, hierdie mermaids en die veekies en daai, kom agter hom aan, en as hulle by hom is, dan jaag hy vrees in hulle in. Dan noem hulle dit panic. Pan God kom van daai naam af. So, hoekom sê ek vir julle hierdie? Want Jesus kom en hy vat sy disippels nie na die see van Galilea of die plek waar hy Mount of Olives of by daar by Galilea, as hy met hulle daar Mount buite by daai teen daai berg gesit het teen Galilee, waar hy altyd met die multitudes gepraat het nie. Nee, hy vat sy disippels na die plek in waar die meeste vrees in mense gedryf is. Waar sien jy dit in die skrif? Die Waar sien jy daai dat daar vrees in daai jy kan kyk na die geskiedenis van Caesarea Philippi. En ek gaan dit nou vir julle wys. Die plek is called the Banias. Kom ek gaan gou hier na toe. Sien julle daar, Caesarea Philippi. Gaan julle die plek wys. Hierdie plek het bestaan, hy lyk so. Alright. Okay, wat staan daar? The Grotto of Pan. Die Banias. Alright, want dis eintlik Banias, maar hulle het hom net uitgespreek Banias. Alright, sien julle daai tempel? Dit was 'n evil plek. Ja, daar's 'n altaar. So that place is the gates of hell. Dis waar die gevalle engele ook afgekom het aan die voet van Mount Hermon. En ek sal later vir julle sê hoekom. En Jesus vat sy disippels soontoe en hulle gaan staan na daai plek en hy vra hulle, wie sê die mense is hy? En hulle sê, een sê John the Baptist, die ander een sê dit, en dan vra hy vir hulle, maar wie sê julle is ek? So hier moet 'n
proklamasie gemaak word om te sê wie hy is. En dit gaan ons in die skrif sien. Julle kan daai hele ding, ek gaan nou met julle praat. Wat alles daar gebeur het, maar dan kom hy dan sê hy, some say John the Baptist, some say the prophets, and he said to them, but who do you say I am? And Simon Peter answered, you are the Christ, the Son of the living God. Jy sien hierdie proklamasie het nie die ander 11 gekry nie. Simon Petrus, Pieter het dit ontvang. En ek het al baie keer gewonder, hoekom het almal dit nie saam, hoekom het hy dit gekry? Jy sien net daarna het Petrus gegaan en hy het gesê, maar ek kan nie gaan sterf nie. So seker, alles is nie vir almal gegee nie. Seker is dit hy ontvang hier, hy het hierdie revelation, met ander woorde in sy boekrol, voordat hy gebore is, het hy die openbaring gehad wie die Messias is, soos wat John the Baptist het gehad het. So in hierdie revelation Dirk, kry hy die volgende. Hy sê, you are the Christ, met ander woorde, die grootste openbaring, almal wag vir die Christus, die Messias. Ja. En daar's net een Messias. En Pieter kom, en hy kom confirm hom daar. In die oomblik as jy hom confirm, dan is dit, wanneer die hemel en die aarde ontmoet. Jy kan vra. Heeltyd. Ek lees vanoggend Johannes 4. Ja. Dagstukkie. Where Jesus went to the woman at the well. It's Mary. Ja. And then they said, truly you Ja. are, is that after this or before this? Want Ek dink is of na, het dit niks met dit uit. nee, ons kan die tydlyne, jy kan die tydlyne gaan, maar hulle het hom, daai vrou het hom herken, Ja. want hy het vir haar gesê, Ja, want as jy lees in Johannes 4, they Ja. said to him, and you are truly ja, the Son of God. And I mean, but that was also in their scroll. But wat jy praat van die scroll, want ja, daai vrou het dit ontvang, yes, die woman at the well, yeah. So that, and I mean, but the whole congregation said to them, you know, you're the. But om hom te erken is 'n gift. Verstaan jy? Wow. Ons praat die. Dis 'n woord van openbaring. God, Dis 'n openbaring. Ja. Dis vir ons. Dis ja, kosbaar. ja, onthou, dis dieselfde, as wat jy sit, in 'n gemeente vir 20 of 30 jaar, maar jy het tog nie tot wedergeboorte gekom nie. En jy ontvang die saad van die woord, jou hart word besny, en Jesus kom in. Full of knowledge, Ja, but no God. ja. Dis presies wat hier gebeur het. Full of knowledge, maar hulle het nie die openbaring gehad nie. Die woman at the well het dit gehad. Pieter het dit gehad. It was well with her. Ja, maar onthou, hulle was meer as 10 gewees. So daar was 'n confirmation. In Jewish culture moet daar meer as 10 wees. As jy hulle het dit ek dink hulle noem dit 'n minyan. Is ook wanneer jy in 'n Sanhedrin is. Dis wanneer jy hier agree. Nou hier gaan jy nou sien hoekom wat gaan hier gebeur. And Jesus said unto him, blessed are you, Simon Bar-Jonah. So Bar-Jonah, a son of Jonah, and flesh and blood has not revealed it. Sien, daar sê hy, vlees en bloed kon dit nie in jou openbaar nie, but my Father which is in heaven. So die vlees kon dit, die siel kan dit nie vir jou openbaar nie. Die siel kan nie jou wedergeboorte gee nie. Dit kan net deur die Gees kom. Gees praat met Gees. And I say unto you, you are Peter. Peter beteken eintlik little rock. And upon this rock, Petra, I will build my ecclesia. So die woord daar is ecclesia. As ons nog nie ecclesia gedoen het nie, dan gaan ons daarin gaan. Daar's heeltemal, ecclesia is eintlik 'n governmental term. Church, die woord church moet eintlik ecclesia wees, want wat ons moet doen, ons moet government doen. So uit hierdie gaan ons uitgaan wat ek eintlik vir oggend wil doen, maar hierdie is net die fondasie om vir julle te lê.
out of this I will build and the gates, dan sê hy, and the gates of hell shall not prevail against it. So dit is hierdie belofte, is vir my en jou vandag. Dat die hekke van die doderyk sal dit nie oorwin nie. Amen. Nou hierdie hekke, toe die oomblik toe Jesus die gees om hoe kan ek sê, om sy liggaam verlaat daar aan die kruis. Toe het hy by hierdie hek, this gate, het hy ingegaan en hy's af in die doderyk in. En in die doderyk is principalities and powers en daar het hy gaan dit staan in 1 Petrus 2 daar. He preached to the Colossians ook. He preached to the principalities. Daar het 'n hele declaration, daar het 'n hele change plaasgevind. Wat Adam verloor het, het hy gaan terugvat. Redeemed us. Ja, hy redeemed us. Ja. The redemption price. Yes. Hy het dit gaan haal, daai sleutels. Maar in daai sleutels het hy hier vir Petrus sleutels gegee. Hy sê, and I will give unto you the keys of the kingdom of heaven. And whatsoever you shall bind on the earth shall be bound in heaven. And whatsoever you shall loose on the earth shall be loosed in the heaven. So hy het aan Petrus die sleutels gegee. Nou daai sleutels word oorgedra en dit gaan nie net in elke een kan kom en kan bind en loose nie. Baie keer kom ons in gebedskring en dan bind en ontbind hulle. Hierdie is 'n legal term. Wat beteken as daai 'n kontrak is, as jy 'n kontrak het met 'n huurder, is jy gebind aan hom tot hy jou losmaak. So wat ons woorde op aarde is, ons kan losmaak hier as jy in daai autoriteit is om te kan losmaak. En dan kan dit in die hemel plaasvind. In the council. En jy maak dit los met die bloed. Maar jy kan nie net inkom ek sal later aangaan, wanneer gaan jy eintlik daarin? Dis wanneer jy in intercession ingaan en in daai autoriteit begin inbeweeg. Maar dan begin hulle oor, daar's vlakke van gebed. So die oomblik as jy in gebed is en dit kom uit jou hart uit en jy bid vir jou vrou, jy bid vir jou kinders, jy bid vir jou gesin. Dis een vlak van autoriteit. Maar die oomblik as jy in nasies wil ingaan of in Suid-Afrika wil ingaan, then you have to pray against principalities and powers. Dan staan jy nie in daai autoriteit om daar te kan ingaan, om daar te gaan intercede nie. Ja. Baie keer stuur hulle hierdie WhatsApp groepies, kom ons bid nou vir Suid-Afrika saam. Stuur hulle 1 miljoen groepies uit. Jy kan vir 1 miljoen mense kan bid vir Suid-Afrika, 1 miljoen kan nie autoriteit hê nie. Kan een hê soos Daniel wat kan bind and loose, want hy het die legal right gehad dat Jerusalem laat hulle moet teruggaan. Want hy sê soek vir 'n man om in die gap te staan. So ek bring dit net in om vir julle te sê jy kan met counseling. ja. Ek bind altyd daai duiwel, want ek het al gesien as hy manifest hoe hy mense Ja, seermaak. maar jy stap in die autoriteit om te sê, onthou, want jy staan nou in as 'n judge. Ons sal daarby kom, want prayer beteken judge. Ja. So jy staan in daai legal right authority to bind. Ja. En nie om hom vas te bind nie, die werke wat hy, die accusations wat hy teen daai persoon hou, word nou gebind. Die kontrak. Jy maak hom nou los van hierdie kontrak en jy maak hom vas in die kontrak van die koninkryk van die lewe. Kan ek gaan Jy kan. Ek het gaan bid by hospitaal. En ek het vir 'n pasiënt gaan bid en toe klaar toe sê 'n vrou vir my sê ek moet vir haar bid, 'n suster daar. En ek sê vir okay, so en ek vra vir wat se probleem en sulke dinge en ek hoor en ek bid vir haar. Maar ek maak 'n fout en ek bind nie die werke van die duiwel dat hy manifest nie, want
wanneer ek praat, gaan hy teen my opstaan as ek hom nie bind nie, want hy wil wys hy's baas. Hy wil my harde tyd gee. Jesus, en ek vergeet om daai vrou daai gees te bind. Ek jag die kundalini uit en in die volgende moment net toe trek haar bene in spasma, dat daai vrou begin gil. En sy daai pyn so erg, jy kan imagine net daai spasma. En onmiddellik as ek daai fight om hy duiwelse krag te breek en sy autoriteit weg te vat van hom af. En dit het my seker 30 sekondes gevat toe breek hy 'n release, maar toe het hy haar klaar seer gemaak. Maar ek het geleer nooit weer nie, en as ek werk met die duiwel altyd, ek bind altyd sy kragte uit, en nie nou manifest of hy persoon seer maak nie. In die naam van Jesus. Amen. Okay, so daar's ranking en daar's rangordes. Ons sal partyt gaan ons deel oor rangordes. Met ander woorde, baie van die goed wat jy in bevryding doen is demone. Maar die volgende vlak begin jy in principalities and powers. Dit is wat Daniel moes teestaan, want onthou hy moes 'n nation skuif terug Jerusalem toe. And the Prince of Persia wrestled with him. Nou daai wrestled is soos 'n kort case vir 21 dae. Ja, dit is om 'n nation te kan skuif en wat vir Suid-Afrika. Kyk hoe lank staan ons al in bid vir Suid-Afrika. So, maar ek sal oor daai dele in gebed gaan ons praat. Ek wil iets hier neersit is dat, kyk daar staan, I say unto you, you are Peter, and upon this rock Petra. Eintlik is daai woord, kan ek gou iets deel daar met Pieter en Petra? Ja. Okay, Pieter is 'n klein klippie, die groot rots is Petra, groot rots, nee. Okay, so as jy in Jerusalem is, dan kry jy die tempel. En net buite die tempel gaan jy uit by die Damascus hek, Damascus Gate. Daar kry jy 'n plek met die naam van King Solomon's Quarries. Ek wil gou vir julle wys. King Solomon's Quarries. Alright, so lyk hy. Jy gaan in Jerusalem in, sien julle daai foto? Sien hoe sy uitgegrawe? Yes. Okay, so wat hulle in die eerste en die tweede tempeltyd gedoen het, as hulle die tempel gebou het hulle dit genoem, hulle het nie foreign stone gebruik nie. So hulle het dieselfde steen van dieselfde rots gebruik, wat hierdie kop van gemaak, en hulle het onder die berg ingegaan, en hulle het daai limestone gevat, en hulle het dit gaan uitkap, soos jy in die Oos-Vrystaat hierdie sandsteen kry, het hulle dit gaan uitkap en uithaal, en hulle dit dan opgedra, en dan het die tempel met dieselfde steen gebou, dieselfde DNA. Nou kom hoe sê jy? The rocks testify. Ja, die rocks testify. Nou kom Petrus, en hy het die naam Pieter, klein klippie, maar Jesus Christus is the chief cornerstone. Hy is also Petra, hierdie groot rots. En ons moet uit sy DNA uitgebou word. So wat hier gesê word is eintlik, you are Peter, little rock, but from the same DNA as I am Petra. Hierdie groot rots. So as almal die kerk, die eklesia is gebou op hierdie rots, hierdie fondasie uit hierdie geestelike DNA, Jesus Christus, waarvan Petrus die eerste een is wat op hom begin bou het. En hy het die sleutels gekry. Nou uit sleutels uit, dan sê hy, and I will build, jy het gesien daar staan, I will build my church. You are Peter, and on this rock I will build. Nou ek wil net na die woordjie build toe gaan. Peter, upon this rock I will, sien julle daar heel, alright, Dirk, sien julle daar staan klein, oikodomeo, sien julle daar, ek gaan nou in dit ingaan, kom ons maak hom oop, alright,
Oikodomio is 'n verb, werkwoord. 'n Build, wat staan daar? Wat moet jy build? Build a house. OK, nou gaan dit begin interessant raak. Oikodomio klink dit soos domeo, oiko klink dit soos ekodomio, klink dit soos economy. Oikodomio. Dit klink amper soos die woord economy. I will build my government, my economy, my structure. Kom ons gaan nou na die woord build toe gaan, in house toe gaan. As hy sê, and I will build my house, dan waar sien ons die volgende? Kom ons gaan terug. Onthou ons het begin by moeder gemeente. Toe vra ek 'n vraag, nee. Nou kom ons kyk waartoe gaan ons, Isaiah. Jesus het hy een keer gesê, en julle gaan my moedergemeente bou. Het julle dit al gehoor? Het jy al gehoor, hy het gesê, Mother Church of Mother Assembly, nog nooit. Klink dit reg? OK, maar nou vra ek, hoekom noem ons dit so? Hy sê, I'll bring them to my holy mountain and make them joyful in my, wat staan daar? Ja, maar daar staan nie my Mother Church of Prayer nie. Verstaan julle die verskil? Daar staan into my house of prayer. OK. Ek dink ons groot probleem is ons moet wegkom van ons tradisies af. En die Bybel sê net tradisies maak die woord van die Here onvrugbaar. Ja. Walk away from traditions. Ja. So elke keer as hy praat, as Jesus praat van sy huis, sy economy, his economy, his oikonomio, his kingdom. Want kingdom is a king, as finances, its governmental, its rulership, and its authority. It's not oikos. It's no Hoe sê jy? similarity for oikos. Ons kan kyk. Ja. Oikonomio, oikos, dis 'n root in dit. So, hoekom ek vir julle sê, nou raak dit nog meer interessant, want die wêreld doen sekere goed. En ek wil vir julle iets wys. Ek het Kingdom in pers gesit, want die 3 klere, as jy kyk al by die tabernakel, en by Moses, die 3 klere wat hy gebruik is pers, rooi en blou. Dis ook die evangelies kom uit daai klere uit. En dan kom daar ook daai earthly color, die een wat jy, ek het sommer die house, daai kleur gemaak wat jy buite kry. Dis aards, dit beteken dis jou, dis die natuur, ons vlees. Alright. Nou, hoekom ek daar sit is kingdom, net om te deel. Ons gaan nou praat oor God se koninkryk, sy sonship en houses. Julle het julle ding oor sonship gedoen, Kobus. Ja, is weer besig. Ja, alright. Nou, jy kan nie 'n seun hê, jy kan nie 'n koning hê as jy nie 'n huis het nie of 'n paleis het nie. Jy verstaan, soos king, en dan het jy 'n priester, het jy 'n tempel en jy het 'n huis. Maar God kom en hy bou sy huis. En hy sê hy bou hierdie huis van gebed van hom. Elke plaas moet 'n baas hê. Ja. So baie interessant. Onthou toe ons in 2011 deur die Heilige Gees 'n woord kry en 'n naam kry. Daarmee het ons geloop. Toe val die woord net house of bread. So byt is house. En ek probeer in lank daarna, toe kom hierdie openbaring eers. OK, nou wil ek gou die volgende wys vir julle. In die wêreld. Kom ons kyk na die donker kant. Kom ons kyk wat noem hulle goed. Dan gaan julle vir my sê, wat noem die koning in Engeland, hulle autoriteit. Kyk hulle logo.
So iewers weet hulle iets wat ons nie verstaan nie. OK, is dit die enigste? Sien, dis die koning, dis die royal. Hulle noem dit mos the Royal House of Windsor. Julle al gehoor? Alright. Kyk hierdie ene. House of Grimaldi. Sien julle hom? So iewers bou hulle koninkryke, hierdie lyk amper soos 'n kasteel en 'n paleis met mure om, daar sien jy dit. Kingship, rulership, the House of Grimaldi. So die vrymesselaar sê mos as above so below. Sien jy? As above so below. Hulle copy and paste. Soos in die hemel, so ook op die aarde. Hulle copy and paste alles wat so. Nou, kom ons kyk nou, ons gaan Suid-Afrika toe. Dit kan nog, nou kan ons so 'n bietjie meer, ek gaan hom nou reg spel. So iewers verstaan die donker kant, en ons sit in slaap. Maar die donker hier. So nou een night of candles, ANC. Allee, dit. Ja, ja, dit is. Alright. Maar sien julle daai? Right, so ek wil net julle in dit invat. Baie keer sê hulle, wat is 'n naam? Vra vir Kobus, het ons gesien, wat ons kan sien wat is in 'n naam. Alright, nou gaan ek 'n paar goed vir julle neersit. Kingdoms, koninkryke, are ruled by houses. Donker kant van die lig. Ons sien hulle doen dit in Brittanje, hulle doen dit in Suid-Afrika. That is run by sons. So die een seun word opgelei en dan word hy opgevolg van die volgende. Die troon word oorgedra. Stem julle saam? So wat doen ons? If you want to be in the kingdom, whose son are you? So as jy nou na Maar jy nou so sê, dis net van donker, hè? ja, Lang terug, ek toe die iets teen die ANC, die wys hy gees my maak. Jesus het daai ding begin, want die people was ongelukkig. Met ander woorde, God self het daai mense gehelp om rede ons was nie goed teen die nee, hy het hulle toegelaat. Dis van die donker. Nee, Jesus het die ANC begin. nee, hy het dit nie begin nie, hy het dit toegelaat. Want Johannes sê, alle dinge deur Ja. God ontstaan. Ja, nee, Ons moet ons feite reg hê. nee, baie dinge deur hom ontstaan, maar is dit sy wil dat hulle korrup moet wees? Dis die vlees. Nee. Nou alles daar. Onthou net een ding. Daar's rulership and government authority on earth, in die aarde. En hy laat baie toe. Het hy Nebukadnezar, het hy Babylon toegelaat? Nee, hy het toegelaat laat hulle laat hulle wegvoer. Die huis van Juda. The house of Israel. Okay, nou kom ons terug. The house of Judah and the house of Israel. Onthou julle ons het daarmee begin. Nou sien ons die wêreld doen dit. So die twee koninkryke wat daar is the house of Judah, hulle is weggevoer. The house of Israel is weggevoer, maar hulle het nie weer teruggekom nie. Hulle is versplinter oor die aarde. Okay. En dan vra jy, if you want to be in the kingdom, whose son are you? Okay. Nou, God bou 'n koninkryk. The kingdom of God is within us. Hy's in ons. Alright. Dan is daar 'n kingdom of darkness and the kingdom of light. Stem julle saam? Twee koninkryke, nee. Dan is daar ook 'n kingdom of God and a kingdom of heaven. Julle kan gaan lees. So kingdom of heaven is anders as the kingdom of God. Jy kry dit net in die boek Matteus. Noem dit vir interessantheid. Julle kan Matthew gaan lees. Maar ons gaan terug. If you want to be in the kingdom, whose son are you? En wanneer word jy 'n seun? By wedergeboorte. Word jy 'n baba
dan gaan jy in die sonship in. Okay, so eintlik wat Divine begin doen, hulle breek hierdie oop om jou in training te vat, soos wat William in training ingevat is by House of Windsor. En Charles in training ingevat is toe hy in Britannia gekom het. Hy is nie gebore toe weet hy klaar wat aangaan nie. Toe hy gebore is, het hy en nog op 'n sekere ouderdom het al die diensknegte wat skoon gemaak het. Ek kon hom so nou en dan nog uitsorteer as sy pa of iemand nie gekyk het nie, of sy oor getrek het. Maar hulle kan dit nie vandag met hom doen nie. Hy weet wie hy is. So dis daar wat hy in Galasiërs sê, hy praat van 'n son en 'n heir. Wanneer jy nog onder tutorship moet kom. Alright. So ons is nou besig om na hom te kyk. So ons kyk na God, Abba Father is not building churches. We are the church. This governmental rulership. He is building houses. So either it's the house of Judah or the house of Israel. Maar dit is net om vir julle neer te sit. Dan sê hy, on this rock I will build my oikodomio house, my ecclesia, my church beteken my called out ones. Oiko is house, domeo is to build. So die woord oikos, dis reg, beteken is huis. Ja. Oikos, household. Ja. Ja. Family of Yes, dis hoekom is die family of God is. Not because we are going to church, we are the church. We are the called out ones. So die woord ekklesia beteken jy's uit die wêreld uitgeroep. So daai Romeinse term beteken dis wat hulle in Rome gedoen het. Jy het 'n stad gehad, kom ons vat Rome, dan het jy 'n council gehad, soos Bloemfontein, 'n city council. En dan uit daai council uit het jy die called out ones gehad wat die besluite geneem het wat in die stad moet plaasvind. En hulle daai called out ones genoem die ekklesia. So toe Jesus vir hulle sê, you are on this rock I will build my ecclesia, het hy dit gesê om vir hulle heeltemal te laat verstaan. Dit is wat die wêreld doen, maar ek het dit al eintlik voor die grondlegging van die aarde gedoen. Dit is hoe autoriteit moet lê. Ek gaan julle nou uithaal uit die wêreld uit en ek gaan my koninkryk gaan ek in julle vestig. Wanneer ek dit sê op die household of faith, so al die gelowiges vorm deel van daardie. Almal, ja, al die gelowiges. Dis hoekom, onthou net, ons moet een ding verstaan, elke stad moet 'n kerk wees, 'n house wees. The house of Bloemfontein, the house of Joburg, the house of Cape Town. Ons moet nie 100 denominasies in 'n stad hê nie. Ons het dit self gemaak. Ons kan assemblies hê. Maar wat het jy gekry? Jy hoeveel toe die briewe gaan afgee is in die boek van Openbaring, wat het hy gegaan? Hy het na 7 stede toe gegaan. Smyrna, Efesa, en elkeen was 'n gemeente gewees. Ons het die liggaam begin skeer. Nee, ek stem nie saam met wat hier in die woord staan nie. Ek begin my eie. Skryf my eie Bybel. Skryf my eie Bybel. In my father's house, het julle al daai gehoor? Are many mansions. Maak dit sin wat ek sê. Onthou, hierdie is met woordspeling te doen, maar dis oor wat is in 'n naam en wat ken ons oor jare. In my father's house are many mansions. No house, no heritage, because you are a son. 'n Seun het 'n huis. En die pa wil hê die seun moet in die huis wees. En daai huis het many mansions. Dis een plek waar ek weet, terwyl ons hier op aarde is, daar altyd kompetisie tussen broers. Wie gaan erf? Wie gaan, julle al daai ding gesê, wie gaan erf
Wie gaan dit kry? Wie kry daai huis? Wie kry hierdie? Daar's altyd 'n oorlog gaan altyd oor grondgebied en oor mag en autoriteit. Wie besit dit? Kyk wat het in Suid-Afrika, wat het gebeur toe grond ter sprake gekom het? Expropriation. Die wêreld het begin met dit. So uit daai grond uit wat wetywering is, kom God, hy sê maar my koninkryk is upside down. Jesus sê dat in my Father's house are many mansions. Ja. Hy sê ek wil hê almal moet inkom want daar's soveel, daar's vir elkeen 'n huis. Daar gaan ons nie wetywer nie. It's amazing. So dis heeltemal 'n ander, want het jy al daaraan gedink om te sê ek dink jy gaan hierdie maand soveel siele red nie want dan gaan hulle dalk deel van my grond vat. Het jy al daar maar hier dink ons anders. Ja. Nee, ek gaan nie hierdie vertel nie want as hy ook hierdie besigheid begin môre het ons almal hierdie en dan is daar nie meer inkomste vir my nie. Onder wat doen my buurman? Hy gaan my weer vloek of gaan hy weer iets verkeerd doen of whatever. Want daar's niks. Die buurman's happy, he's happy. Ja. Kyk oor en weer. Okay, the key into the house of David. En Jesus eintlik want jy kan net regs kyk. Alright, kom ons kyk links. And when Abraham, dis voor hy covenant, heard that his brother was taken captive, he armed his trained servants born in his own house. Sien julle daar? Abraham's servants born in his own house. The key of David in the house of David. Jesus kom, hy sê, ek gaan op hierdie huis van Dawid, gaan op sy troon, gaan ek sit. Alright, daar is die Royal House of Europe. Dis hoe hy lyk. Monaco, Grimaldi, Nederland, the house. Waar kry die Vrystaat sy naam vandaan? Is dit so? Ja. The House of Orange. Dis hier kom Orange Vrystaat. The House of Kliksburg. Ons is die stad van Rose. Ja. Nie uit. Wel, voordat dit nog stad van Rose was ons die House of Orange gewees. Ons kyk die stad van Ja, maar die fondasie wat hulle gekom het, was gaan kyk waar is die enemy na gaan kyk. Onthou Vrystaat, het julle geweet Vrystaat was 'n land in sy eie. Hierdie provinsie, die Orange Free State, was niks met die res van Suid-Afrika te doen nie. En Abraham Fischer was die eerste en die eerste minister in die Vrystaat gewees. Hy was nie onder die res van die republiek gewees nie. Ons het eers 'n republiek geword later. Jy het die Kaap kolonie gekry. En Orange Free State was, dis hoekom is alright en dan Daar was was op sy ons soos Amerika state, hulle is Ja. almal onafhanklik, hulle is Ja. nie afhanklik van Ja, ander nie. Vrystaat het onafhanklik. Daar was 'n tyd wanneer ons in Lesotho deel was. Ja. Ek het gesê, kom ons vertrou dat ons weer een kan word met hulle. Ja, stem. Ja. Daar's 'n profetiese roeping op Lesotho. Hulle koning het op 'n stadium oorweeg om dit 'n tax haven te maak soos Dubai en daai plekke. Dink wat se ekonomie gaan dan hier instroom. So ek weet nie of dit vir die millennium en vir wanneer is dit bedoel nie of in ons tyd. Okay, 'n vader, die woordjie vader word alif byt ab. Jy het al gehoor van ons sê Abba Vader. So die woordjie alif byt is hoe jy vaders skryf. Alif beteken 'n strong leader en dan die woordjie byt beteken 'n household. Dis hoekom ek sê hierdie is net genade wat ons ontvang het, maar dit niks daarmee te doen nie, maar die Heilige Gees het iets geweet wat ons nie geweet het. Om te sê Bethlehem House of Bread.
Okay, so household, daar wys hulle vir julle byt. Oikodomio, ek het dit gedoen, build, how to build a house. En kom ons kyk of daar iets is. Ecclesia, alright, interessant, ek het sommer daar in Bloemfontein, daar oorkant, het ek 'n foto geneem. Jy weet daar Emily Opel Square. Okay, daar's 'n Duitse kerk. Nou gebruik hulle die woord Lutherse en daar voor staan die woordjie kerky. So julle kan kerky gaan aflei. K-I-R-C-H-E. Ja, hy sê church daar, maar ek soek 'n ander woord, ek wil net kyk. Okay. So kerky beteken circle, sien julle daar? Ultimately comes from the Greek word, the Lord's house, it's Germanic, and circle, it means a circle. So die eintlike woord vir daai woordjie wat hulle gaan aflei het, daar's 'n verskil tussen ecclesia en church. Sit dit net in. So die woordjie church beteken eintlik daar. Die woord was nooit, ecclesia was nooit bedoel om te beteken church nie. Was eintlik bedoel ecclesia, called out once. Ja, church is derived from the word circle, en hy kom weer van die woord circus. Baie ding is sirkus. Wat sê? En ek is bang partykeer as ek hierdie goed sê, en ek is bang hoe, jy weet, is maklik of jy word geopenbaar of jy kry offense. So, besluit hoe jy dit wil gaan bestudeer. Mens moet leer om die vis te eet in die graad uit. And I will say unto you, upon this rock I will build my ecclesia. Okay, so hoekom sê ek hierdie vir julle? As ons eintlik gaan kyk, wie het hierdie so verander? Wie het hierdie so verander? Is die vertalers. So as jy teruggaan na die oorspronklike vertaling, and I will build my ecclesia, elke keer gaan jy lees. Die woorde wat ter sprake kom, dit wat gebou is by Mount Sinai, is assembly. Daar's 'n verskil, daar's nie 'n church gebou daar nie. Dis assembly, die bymekaar koms van die gelowiges. Wanneer die ecclesia bymekaar kom en wanneer hulle 'n regspraak, okay, nou gaan ons legal terms toe, courts of heaven. Nou kom profet en hy lewe regspraak uit die woord uit, want die woord is 'n regsboek, is die grondwet van die universe, en hy decree en declare. Amen. Nou het hy regspraak, want die ecclesia kom by mekaar, en as julle saamstem, legalized, dan sal wat jy bind, gaan gebind word, and then what you will be loosed in heaven. Want die regspraak moet eers hier plaasvind. En hy het dit vir ons gegee, in al ons foute, maar Jesus moes dit kom herstel het om mens te kom word, nie om engel te word nie, mens te kom word, sodat hy die sleutels kon kry, en dat ons kan in daai redemption right ingaan, en laat Paulus dit kan kry. Dis hoekom wedergeboorte, as jy hierdie verstaan, is nie onderhandelbaar nie, want hoe kom jy van duisternis in lig? Born again, deur die water. Want jy are born into this world. Nou moet jy uit hom uitgehaal word, en jy gaan deur die water, jy sny die covenant af in die water, en jy bely Jesus Christus, en jy staan in die agora, the marketplace. Julle weet wat is die agora? When you water baptized, you're basically spiritually birthed. Ja, Or so to say. ja, Because we often ja, we often say, but you Maar nou- died to Jesus' death, but actually it's you Ja. give birth of the flesh and then you give birth of the spirit. It's almost yes, like a maar dis, spiritual birth. yes, maar dan word jy in sy huis gebore. Jy word nou baba daar.
En dan word jy 'n seun in die huis. Want jy kom van die een koninkryk na die ander koninkryk toe. Wat is krities? Nee. Ja. Nee, verstaan jy hier? Jy kan dit net confess, maar jy gaan nooit die inspraak hê. Want jy, verstaan jy? Onthou jy kan Abraham is deur die geloof gered. Jy kan deur die geloof gered word om hom net aan te neem. Dan sê jy nog in Egipte, wanneer jy die bloed aan die deurposte gesmeer. Okay, julle weet mos nou, jy kom uit Egipte uit, dan moet jy deur die water gaan. Water beteken jy's oor, jy's nie meer. You've crossed over. So Jesus het die kingdom van Melchisedek het hy gecross over by Beit Abara, the house of the passage. Hy het die sonde gehad nie, maar hy moes die Levitical priesthood moes hy afgelê het. En hoe om hom af te lê, is dat die laaste hoëpriester van die Levitiese orde, John the Baptist, vat hom en hy sê, maar dat die skrif vervul kan word. En die Heilige Gees kom op hom en die ou orde sterf af en die nuwe orde staan op. En elkeen wat nou deur die water gaan, word in die orde van Melchisedek as 'n priester. Nou word hy opgelei as 'n son to become a priest in the house. Dis groot, is baie goed wat ek sê, but dis legal terms, maar om te weet, alles wat julle nog altyd gedoen het, is reg. Maar die meer jy dit verstaan, hoe meer autoriteit begin jy, want dis Kobus in hy doen deliverance, en hy spreek, daai demons had no legal right upon that body, because he's standing in there as a judge, he's standing in there as a priest, and he's speaking against them, and addressing them from that position. En die silence them, hy maak hulle ook stil. Waarmee? Met die bloed. Want die bloed het die hoogste prys betaal. Dis so goed, hy stap in by daai huis. Het jy al gesien as iemand se huurgeld agter is? En die landlord is op hom. En hy sê, okay, vandag 12 uur. Dan is dit eviction time. En so 5 minute voor 12, dan stap sy pa daar en dan sê hy, okay, wat is die uitstaande bedrag? Daai jaar het nog met checks gewerk. Hy maak hom oop en hy skryf hom uit. Settled. That's the blood. Niemand kan teen dit terugkom. Dis die hoogste, ja. Kan ek gou iets sê? Ja. Ons het by die kerk moes die overflow die tent daar Ja. opgesit. Okay, en toe het ons nou TV's daar ingehaat, maar voor dit het ek ouer die projektor gevat en hom gaan insit. En jy kan glad nie sien wat op die skerm aangaan in die tent as jy daai projektor aansit. Ja. Jy kan dit nie sien nie. Ja. Daar kry ek die openbaring, nee, want lig kan nie in lig werk nie. Ja. Lig werk net in die donker. Net in die donker, ja. So jy kan whatever lig jy daar sit, 'n torch. Ek kan met 'n torch loop, wat is die doel van dit? Ja. Die lig is lig. Maar sit jy die ligte af, dan begin die Ja. torch 'n effek kry. So dis waar jy as lig in 'n plek inloop en as donkerte, dan verander jy die atmosfeer. Ja. En dan begin die demons raas want die lig wat jy dra brand hulle. Ja. En dis wanneer die goeie begin perform en warra. Daai merk, blykbaar kry jy merk, demons sien 'n merk op jou kop of iets sien. As hulle in 'n kerk ingaan, ek het gehoor nou die dag, so hulle kan sien wie is regtig geboore. Dan sien die lig op jou. Hulle sien dit. Ja. So hulle weet as jy nie daai merk het, dan In jou gaan gees hulle- ook, ja. Ja. Okay, ons is basies klaar op net deelwys. So ons het net hels gedoen, maar uit hels uit het ons sons en uit sons uit dit klere. Onthou daar's weer klere wat nou hier ter sprake word. Hoe word jy geklee? So jy word erken. So nieuw, daar's 'n ander woord. Voor nepios beteken infant. Die woord voor nepios is newborn. Jy kry dit een keer in die hele skrif in Petrus. When you are newborn babies, beteken die woord artigenetos, beteken jy's pasgebore.
Jy het nou net uit die vrugwater het gebreek, jy's die naalstring is nou geknip. Asem in jou. Ja. Nou skree jy, dis daai eerste asem, yes. Jy prys hom. Alright. Dan gaan jy in die stadiums in van infant, nepios, padeion, little children, teknon, neanaskos en fully matured. Dis die stadiums, dis wat julle gedoen het by Divine en in julle boeke. Okay, nou is daar maar net die kledingstukke, maar julle weet natuurlik in ek dink is in 1 Johannes 5. Net gou vir julle sê, in 1 Johannes 2, julle kan dit gaan lees, is daai eerste al die stadiums kom daar, hy sê, my little children, these things write unto you, that you sin not. Want kyk kinders, waaroor as jy net pasgebore is, wat wil jy nie meer doen nie? Jy alles, hoorie, hierdie is 'n groot Christen, daai is 'n klein Christen. Het julle al daai goed gehoor? Hierdie ou Sondag of daai ou nie gesondig nie. Dan sê hulle vir jou nie, maar alle sonde is dieselfde. So nou kom hulle en dan sê, if any man sin, we have an advocate, a counselor, that is the Father. En dan vertel hy daar van jou sondes, ek nou net sê, keep of ye abideth him, and brethren, commandment, ye have sinned not and loved not his brother. I write unto you little children, your sins are forgiven. Wedergebore is, hulle wil net weet hulle sondes is vergewe. Stem jy saam? Amen. I write unto you fathers because you have known him. Sien 'n pa ken 'n pa. So my seuns is nou al paas, maar hulle ken my. Maar toe hulle pas gebore is, het hulle net waargeneem. I write unto you young men, because you have overcome the wicked. Dis nou in daai plek wat jy wat Kobus instap. Hy stap as 'n pa in, hy sal verby die stadium to be 'n overcomer, en dan sit hy met mense wat hy deliverance wil doen, want hulle het nog nie die wicked overcome nie. Alright. Gaan ons afsluit. So dan volgende week sal ons kyk na kom ons kyk wat ek sê. Dankie. Kobus, ek kan vir ons afsluit, dankie. Here, wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg, wat 'n voorreg, wat 'n voorreg, Here, om 'n pad saam met U te loop, Here. Wat 'n voorreg, Here, dat U vir ons U woord gegee het, Here. Dat ons onsself kan opbou om soos U te kan wees, Here. Hy's opgebou. Pad kan loop, kan praat, kan wees, en dat mense kan sien daar's iets anders in ons, dat hulle ook sal wil hê wat ons het, Here. Laat ons wees die mense wat U wil hê ons moet wees, Here. Maar die duiwel probeer uit en elkeen van ons laat afdwaal, maar Here, U hand is oor ons. U versterk ons, U is ons krag, U is ons vermoë, Here. Ons kan niks doen sonder U nie, Here. En dankie, Here, vir U lewende woord wat U vir ons gegee het, Here. Ons prys U, ons gee U al die eer, Here, want U is waardig, Here, U is heilig. You're amazing, wow God, every day in our lives. Lord, we bless You, we love You, we adore You, we glorify You, we magnify You. And thank You for the breath in our lungs that we can worship You. Father, thank You for Your living written word. Thank You for also speaking through Andre this morning. And Lord, that the Holy Spirit be the after preacher, that we will fully grasp that was spoken. We thank You for this day. Thank You for this opportunity. We bless You in Jesus' name. Amen. Amen. Laaste 3 verse. As newborn babes, sien julle daai woord. Dis die van desire sincere milk. If you tasted the Lord's graciousness, dan sê hy, unto whom is we are living stone, diswallowed in the deed, but chosen God as precious. You are living stones, built up a, wat staan daar? Spiritual house. Nou verstaan julle hoekom ons 'n house is. We are building up a spiritual house. En elkeen van ons is 'n lewende steen. Soos wat daai DNA lewendig is wat hulle onder gaan uithaal het en bo gaan bou het, moet jy jouself as 'n lewendige steen sien. Daar's 'n groot verskil tussen 'n member en 'n church
and a living stone. Want 'n member gaan dink hy's net 'n lidmaat. Hy moet net iets kry, hy moet net iets kom ontvang. Maar 'n lewende steen is 'n organiese organisme. Ons bou hierdie koninkryk van God uit ons uit. Hy kom bou dit uit my en jou. Elkeen is betrokke. Elkeen het sy plek waar hy moet ingaan. He's building his house. Amen. Kan ek gou iets vra dat Rosal nie so sit? Ek Ja. het 'n vriendin wat 'n probleem het, né? En die vra sy my nou ek moet Hemelse Hof toe gaan oor sy borskanker en sy fight. Kom ons agree vandag, né? Dat Here het gesê die centurion I send a word and he healed. Ja, Amen. Ja. Kom ons agree Ja. dat die Bybel sê Ja. in ja. Job 22 verse 28 you can even decree a thing as will be established unto you. So ek decree en declare vandag net dat daai siekte wat op haar bors is net Amen. doodgaan, oplos Yes. en haar liggaam verlaat. Yes. Dat volkomme genesing Yes. nou manifesteer in Ja. die naam van Jesus. dankie. En ek dank die Here, u woord sê u het u woord gestuur om ons Ja. te genees en ons Ja. te en Amen. alle gemors van ons te verwyder. Here, en ek staan op die woord wat geskryf staan. U verklaar ons genees. So wat u woord sê, deur die wonder van Jesus Christus is sy genees. So Ja. ons woord vir haar is, Ja. jy is genees en jy het die manifestasie nou in die naam van Jesus. Amen. Agree in Jesus name. Amen. We stand. Thank you. Ja, Yes. thank you. Kom jy We nooit. stand. Ja, we stand as a council here. Ja, we Ja, declare it. amen. We Yes. declare it. Dankie Vader. Oh, Rabbas. Jo, staan my hare reg op van hier. En sy met uit daai genesing moet sy gaan testify. Ja, oh yes, We will overcome by the blood of the lamb and the testimony. My of vrou our sy sal yes. Ja, sy sal. Oh yes. Ja. She's Thank you, passed the Lord. test. Pass the test. It is done in Jesus' name. We'll receive the testimony. Ja. Ja. Yes. Hallelujah. Thank you Lord. Wow. Thank you Lord. Dankie my boetie, dankie hoor. En gaan dan nog